Ons blaai na Psalm 38, dis in ons daar vers 1 en 2, Psalm 38. Kom ons sluit ons voorsang af deur oop te maak by Psalm 42. Psalm 42 en ons gaan daar sing vers 1 en vers 5. En dan na die fotum en die seën groet, maak jy oop by Psalm 89. Psalm 89, dan sing ons vers 1 en vers 7 as ons lofpsalm aan die Here na die fotum en die seën groet. Psalm 89 vers 1 en 7. Maar ons sluit nou die voorsang af met Psalm 42 vers 1 en vers 5. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nie laat vaar die werke van sy hande nie.
Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons luister dan aandagtig na die wet van die Here, soos dit ook vir ons dan opgeskryf is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons bely dan ook ons skuld deur te blaai na Gesang 71.
Gesang 71, dan sing ons vers 1 en vers 6 as ons skuldbelydenis, maar ook ons opregte dankbaarheid vir wat die Here Jesus vir ons kom doen het, deur vir ons sondes te sterwe. Gesang 71 vers 1 en 6. Vir die genadeverkondiging en die vermaning, hoor ons wat sê 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. En daarom vanuit die woord van God in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, verkondig die woord dan juist die vergifnis van sondes aan elkeen wat met ware berou in die hart van wie sy sonde belydenis daarvan voor die Here gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die ongeloof, solank hy volhard in die sonde van ongeloof in Jesus Christus. Kom ons doen dan nou ons geloofsbelydenis, maar ons gaan dit singende doen, deur te blaai na Gesang 82. Gesang 82, ook as geleentheid om ons belydenis hardop saam te doen, sing ons dan vers 1, vers 2 en vers 3.
Geliefdes, ons maak oop by 1 Petrus hoofstuk 3 en ons gaan daar lees van vers 18 tot vers 22. Ons is nog in die Paase tyd, die betekenis van die opstanding van ons Here Jesus Christus. Ja, en inderdaad sal jy ook oplet dat ook hierdie gedeelte baie goed van toepassing sou wees by 'n doop. Maar ons wil die fokus laat val vanmôre op wat die doop en die opstanding beteken. En daarom moet ons dit ook ter harte neem, wat ook ons, wat as kinders gedoop is, wat beteken die doop vir ons na regte, soos wat Petrus dit ook vir ons hier verduidelik, in die hoop, in tye van verdrukking. Maar terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed saam. Onse God, onse Vader wat in die hemel is, in die naam van U Seun Jesus Christus, kom staan ons vanmôre ook so as gemeente voor U. Ja, Here, so versamel deur U Gees, so gewerk in ons harte, en so deur U gewil, om ook vanmôre so te versamel. En so versamel U reg oor hierdie land, ook in hierdie dorp, Here, U kerk, op allerhande verskillende plekke, die plaaslike kerk. En daar in Hemelse Vader mag ons dan ook saam met die algemene Christelike kerk ook kom dankie sê vanmôre vir U barmhartigheid, U genade, U ontferming oor ons as nietige mense, sondaars, gebore op hierdie aarde, maar begenadigd en verlos deur U Seun Jesus Christus. Dit is ons belydenis. Vanmôre, Here, word ons ook opnuut gekonfronteer met die diepte van ons belydenis ook in hierdie brief van Petrus. Here, wat dit vir ons moet beteken na die hoop. En daarom vra ons vir U, Here, dat U vir ons harte en ons verstande sal oopmaak. Here, dat U vir ons die genade sal gee om die diepte van hierdie gedeelte ook so raak te sien en te verstaan en met daardie hoop ook te gaan lewe in hierdie wêreld wat so vol hooploosheid is. 'n bang, vreesagtige wêreld wat oordeel en straf verwag, wat in die geweten so vasgebonde is, geen vryheid ervaar in Christus nie, maar in 'n dwinglandy leef. Dankie dat U vir ons daarvan verlos het, in die vryheid in U Seun Jesus Christus. Mag ons dit ook raak sien in hierdie gedeelte. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. 1 Petrus 3 van vers 18 tot 22. Want Christus het ook eenmal vir die sondes gely. Hy, die regverdige, vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. En wie hy ook heen gegaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur water heen gered is, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red, nie as 'n afwassing van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Geliefdes in die Here Jesus Christus,
Ons weet dat Petrus se brief geskryf is met die doel om die gelowiges in sy tyd te versterk, hulle aan te moedig om in die geloof te bly, te midde van vervolging en verdrukking wat hulle deurgemaak het, moeilike lewensomstandighede. Nou hy wil ook ons hoop in ons geloof kom versterk, en daarom dan ook hierdie gedeelte vanmôre. En die hoop wat ons moet weet, nie net aan moet dink nie, maar wat ons moet weet na ons gewete, is die hoop dat ons is reeds oorwinnaars deur die liggaamlike opstanding van ons Here Jesus Christus. En dan raak dit vir ons vaag, wanneer ons hierdie reeds oorwinnende genade moet aangryp en verstaan. En daarom moet ons weet wat sy opstanding vir ons elkeen beteken, om die werking van hierdie hoop na ons gewetens te kan verstaan. Die mens se gewete word vasgemaak aan wat die mens bereid is om te bely deur sy gewete. Dit is belangrik. Daarom verstaan mense mekaar nie in die verskillende interpretasies van die geloof in Christus nie. Want nie almal van hulle kom met hulle gewete op die tafel wanneer hulle die woord van God hoor of aanneem of verkondig. Miskien kom hulle met rede en redenasies waarin hulle gewete nie verbind is nie. Dan voel ons so 'n persoon is oneg in die geloof. Daarom baie belangrik, die mens se gewete word vasgemaak aan wat die mens bereid is om te bely in sy lewe. Ook selfs dood te gaan voor. So werk dit die gewete. Nie net met ligsinnige woordjies nie, maar met die gewete betrokke in die belydenis. Dan is belydenis werklik gewetensbindend. En dan is die gewete belydenisbindend. Eg. Nou in vers 18 en 22 stel Petrus 'n pragtige geloofsbelydenis in die twee verse. Vers 18, 3 en dan 4 punte in vers 22. En dit lui as volg: Christus het eenmaal vir ons sondes gely. Hy is wel gedood na die vlees, maar lewend gemaak na die gees. Wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Ons het die belydenis van geloof ook vanmôre gedoen, en dit was dit. Wat 'n mooi geloofsbelydenis. Ons doen nie net die geloofsbelydenis, sommer maar net as nog 'n kerklike deel van die liturgie. Dit is gewetensbindend, en die gewete moet daaraan bind. Nou hieraan moet ons gewetens so verbind word, en dit is baie interessant hoe hierdie gedeelte klem plaas op ons doop en ook na die heengaan van Christus. Met ander woorde, sy opvaar na die hemel. Sy sit aan die regterhand van God. Ons moet na die doop as ons gewetensverbintenis aan Christus se heengaan oplet. Dis hoe die twee bymekaar kom. Hoe ons doop 'n gewetenshouvas of 'n gewetensvasgryp het aan die heengaan van Christus. Dit is inderdaad nie 'n eenvoudige gedeelte wat Petrus hier geskryf het, maar dit is so 'n volledige gedeelte wat ons na die gewetens vas moet gryp, nie net liggies oor moet lees nie. Die hoofboodskap
is dat al kry ons swaar op hierdie aarde, ons na ons gewetens weet, ons is gedoop. Dat ons na ons gewetens weet, ons kry deel aan Christus se oorwinning. Sonder sy liggaamlike opstanding is ons gewetens voor God steeds in hierdie dodelike gevangenis van skuld vasgekeer. Dan is ons soos die mense wat Petrus hier beskryf, wat buite die ark is. Dan is ons soos die mense daar buite die ark, hopeloos. Dan is ons doop in Christus vir ons van geen waarde nie, vir ons gewete nie. En is daar geen bewys, soos Noag, ook oor ons huisgesinne, dat ons huisgesinne se redding gewaarborg is. So bindend is hierdie belydenis. Daarom die tema van môre, 'n gewetenshoop gewaarborg in Christus se opstanding. Is jou gewetenshoop gewaarborg in Christus se opstanding? Geliefdes, ons let op die woorde in vers 20 wat sê, waarin weinig, dis baie min, dit is 8 siele, deur water heen gered is. Weinig. Interessant, ons let op na die water. Dieselfde water wat die hele res van die mensdom in verdoemenis laat vergaan het, is dieselfde water waarin Noag gered is deur die ark. Dieselfde water. Dis die rede dat die ark die ag kon red. Die oordeel kom vir party tot vernietiging en veroordeling vir die res van die ewigheid, maar vir weinig tot verlossing in die ewigheid. Die oordeel kom. Die oordeel het vir party 'n goeie boodskap, vir ander 'n slegte boodskap. En nou is dit opvallend hoe die doop en hierdie belydenis, soos wat Petrus dit saamgevat het, verbind word. In vers 21, waarvan die teebeeld, hierdie redding wat die ark deurgemaak het, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus. Duidelik stel Petrus dit in hierdie gedeelte, is die doop nie die teebeeld wat dien as die aflegging van die vuilheid van die vlees. Teebeeld bedoel 'n afskynsel, 'n voorstelling, 'n teken. Met ander woorde, dit is nie die doop self wat red nie, dit is die bloed van Christus wat red, dit weet ons. Maar die teken van die water is gewoonlik die voorstelling, die teken van wat Christus doen. Nee, sê Petrus, hier is die doop nie die teebeeld wat dien as die aflegging van die vuilheid van die vlees nie. Nou geliefdes, die teken van die vuilheid of die aflegging van die vlees moet onmiddellik vir ons laat terugdink na die Ou Testament. Die aflegging van die vuilheid van die vlees. In die Ou Verbond was daar 'n teebeeld, 'n voorstelling, 'n simbool daarvan. En dit was die afsny en die weggooi van die vooruit van die seentjies by die besnydenis. Dit was simbolies van hoe die sonde afgesny moet word.
en weggewerp moet word. Dit is die teebeeld van die aflegging van die vuilheid van die vlees. So Petrus gryp selfs hier terug na die ou verbond. Maar uiteindelik sê hy die vervulling hiervan in vers 18 sou eers uitspeel in die menswording, die geboorte en die dood van die Here Jesus Christus. En sien die mooi sinspeling. Wanneer hy van die hemel en aarde afgesny sal word en weggewerp word in 'n helse smarte in, vir ons die sonde word, wat ons deel is, dan is dit die vervulling. In Christus se dood is ons vergifnis, waarvan die besnydenis net die teebeeld was. Sodat ons alleen deur sy dood God se vergewing, sy vergifnis mag ontvang. Die besnydenis het op Christus gedui. Daarom ons elke seentjie daai teken gedraai en geleer het wat dit beteken. 'n Hoop. Die Ou Testament het 'n hoop gehad. En die hoop is die hoop van daar's vergifnis vir jou sonde. Daar's vergifnis vir jou sonde. Dit is die hoop van die Ou Testament. En nou gaan Petrus verder. Van hierdie hoop van die Ou Testament raak dit nou meer. Dit raak vollediger, dit raak dieper. Na die dood en die opstanding van Christus kan ons nie meer daai ou verbond as volledig genoeg hê nie. Daar kom iets meers. Die nuwe verbond. Die dieper verbond, as u wil. Die betekenis van die doop en die plek van die besnydenis is ook veel dieper as bloot bekering. Die nuwe verbond vervul in Christus kom bied vir ons gewetens, die innermens, nie net vergifnis van sonde nie, maar iets oorwinnends, iets om te wen, iets om na uit te sien, iets wat hierdie gewete lig maak, iets waarin die gewete wil vasgryp. Dit bring vir ons die waarborg in die gewetens van die liggaamlike opstanding. Dit moet nie net 'n goeie gedagte wees in jou hart nie. Jou gewete moet daaraan verbind wees. Vir elke dag van jou lewe, sodat elke liewe dingetjie wat jy elke dag in jou lewe doen, na hierdie gewete gerangskik word. Christus in die hemel, want ek is op pad soontoe, gewaarborg. Gewaarborg. En hier is die ware belydenis, en hier is die ware hoop. En daarom stel Petrus in vers 21, die doop as die teebeeld van ons gewetens verbind tot God deur die opstanding van Christus. Sonder die opstanding het ons gewetens na ons geloof geen hoop nie. Al word ons sondes vergewe, soos in die ou verbond. Al word dit vergewe, as Christus net dood was dit al. Wat help dit my sondes is vergewe, maar die hemel is toe. Nou het ons die teebeeld van 'n ewige uitsig. 'n geweldige hoop, wat bo oor al die wanhoop van hierdie wêreld seëvier en uittroon. Selfs die dood is oorwin. Ons doop word in die Nuwe Testament 'n gewetensaanspraak in die opstanding van Christus. Dit moet jy vir jou kind leer. Dit moet jy vir jou kind leer. Die doop word in die nuwe verbond 'n gewetensaanspraak in die opstanding van Christus.
Daarom kan ons nie vassteek by bekeringsdoop in ons gereformeerde leer nie. Dit gaan ver verby bekering. Johannes die Doper, die dood en die opstanding van Christus beëindig Johannes die Doper se bekeringsdoop ook. Want hy kon nie doop in die opstanding van die nuwe verbond nie, want Christus het nog nie gesterf en opgestaan en heen gegaan nie. Bekeringsdoop is uitgesluit by die ware hoop van die ewige lewe. Dit moet jy jou kind leer. Dit moet jy weet. En dit is waarom Martin Luther op 'n tyd in sy stryd en aanvegtinge van hierdie lewe aanspraak gemaak het op die ding: ek is gedoop. Jy dra die merk van die hoop van die ewige lewe. Want Christus het gesterf, hy het opgestaan, hy het heen gegaan. Dis hoop. Dan is hier so die woordjie bede wat ons optel in hierdie vers. Die bede tot God om 'n goeie gewete. Die woord bede, hier is die uitverkore kind se verbondsroeping in die hart. Dis 'n verbondsroeping in die hart na God. Weens hierdie verbond ingesluit deur die doop, is ons gewetens onder hierdie verpligting geplaas om gedurig 'n goeie gewete voor God te hou. Nou raak die belydenis wat Petrus hier afgelê het, my persoonlik elke dag. Dis nie net 'n belydenis daar aan een kant wat niks met my te doen het nie. My bede is dat my gewete daaraan verbind sal wees ter wille van God. 1 Timoteus 1 vers 5. Maar die doel van die gebod is liefde, uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. En erin sê Paulus, ek oefen my om 'n goeie gewete voor God te hou. Dit is die gewete. Ek moet elke dag na my gewete weet, daar is vir my hoop in die opstanding. Daarom is die doop nie die bekeringskrag van die mens nie, maar vind sy krag in Christus wat triomfantlik uit die dood uit opgestaan het. In die tweede plek, ons hoop is daarom in die wete dat Christus heen gegaan het en nou regeer. Daarvan word ons geleer. Geliefdes, ons moet nie net na die Here Jesus Christus se opstanding kyk asof hy slegs maar net 'n goeie voorbeeld vir ons is van iemand wat dood was en opgestaan het en opgegaan het hemel toe. Net 'n goeie voorbeeld nie. As jy goeie voorbeelde wil soek, daar selfs in die Ou Testament waar die profete mense uit die dood uit lewendig gemaak het. En toe Christus op die aarde was, is daar 'n goeie voorbeeld in Lazarus wat 3 dae in die graf was en opgestaan het uit die dood uit. Dis alles goeie voorbeelde. Maar Christus is meer as 'n voorbeeld van opstanding. Deur sy lyding en sterwe en opstanding weet ons, na ons gewete, dat hy ons in ons plek het gedoen het. Dat hy die een is wat die sondestraf van ons op hom geneem het. En soos vers 18 bely, die eenmalige bewerker van ons toekomstige liggaamlike opstanding is. Hy aan wie alle engele en magte en kragte onderwerp is, bely vers 22, dis hy wat Petrus wil hê ons na ons gewete moet leer ken as die een wat die krag het om ons te laat opstaan uit die dood uit. Nie Lazarus of al die ander wat uit die dood uit opgestaan het dit nie. Christus het die krag. Hy is die Seun van God. Hy gaan ons laat opstaan. Daarom is hy nie net 'n voorbeeld nie. Hy is,
soos Johannes 11 vers 25 sê, en Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterf. Petrus preek hier vir Christene wat baie lyding en verdrukking deurmaak. En dis ons. Dit is die Christene deur die eeue. Die boodskap kan nie oud word nie. Die gewete van die Christen moet al dieper en dieper hierin vasgryp vir ware hoop. En hy vergelyk hierdie swaar kry met Noag se swaar kry. Natuurlik het Noag gepreek dat mense moes bekeer van hulle sonde, want hulle sonde vernietig die wêreld. Hulle vergrype, hulle geldgierigheid, hulle liefdeloosheid vernietig die wêreld. Ons kan daarvan iets mee assosieer in 'n wêreld wat rondom ons deur menslike hebsug en selfsug vernietig word. Maar selfs al het Noag gepreek, let u op, niemand is gered nie, behalwe die 8 van sy familie. Dit beteken daarom ook nie, ons moet ophou preek nie. Inteendeel, dis die opdrag wat Noag gekry het. Niemand het in sy tyd na hom geluister nie. Daarom dat dieselfde water wat Noag gered het, die res van die hele mensdom vernietig het. Vandag is dit nie anders nie. Ook die Here Jesus wys ons in Matteus 24 vers 37, juis ook na Noag, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Daar sal gepreek word, maar mense sal na hulle gewete nie aangespreek word nie. Dis 'n goeie boodskap, die evangelie, maar dit raak my nie na my gewete nie. Dis hoe die mens gaan argumenteer in ons dag. En daarom gaan die mens, omdat dit nie sy gewete raak nie, uiters dislojaal optree. Loyaliteit vereis 'n gewetensaanspraak. Daarom die woordjie weinig. Weinig was gered in die ark. Matteus 7 vers 14, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Ook in Lukas 13 vers 23 vra die disippels, toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? 8 uit die hele wêreld van Noag se tyd. Die woordjie weinig bedoel weinig. Die tydgenote van Noag dien daarom vir ons as 'n voorbeeld. Petrus gebruik hom hier as 'n voorbeeld van die wat nie die belydenis in die gewete het nie. Dat ons ook nie moet verbaas wees, dat selfs al raak hierdie wêreld rondom ons al meer en meer liefdeloos, al meer en meer destruktief en afbreekend nie, al meer en meer onregverdig nie, ja, meer en meer dislojaal en meer verraderlik nie, dat mense hulle daarom ook nie sal bekeer nie. Meer boosheid, meer geweld sal die mense na God toe vat. Die aanspraak op die gewete, dit kan. Vers 18 en 19 stel dat hy wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is na die gees, en wie hy ook heen gegaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenis. Jy moet tog nou nie val vir die idee dat Christus
sy liggaam is in die graf, maar sy gees het opgestaan nie. Dit is nie wat hier staan nie. Dit beteken sy liggaam is deur die gees lewendig gemaak. Hy het liggaamlik opgestaan, soos ons ook liggaamlik sal opstaan. Daar's genoeg bewyse in die skrif. Die gedeelte wat sê wat hy het heen gegaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenis. Daar is genoeg bewyse in die skrif dat mense wat tot die ewige hel beskik is, deur die prediking in die doderyk nie 'n tweede kans kry nie. As die prediking in die doderyk, dit is 'n rooms-katolieke idee wat ons nie gereformeerde leer afwys. As jy 'n tweede kans in die doderyk. En daarom is sy heen gaan en gepreek eerder 'n belydenis van sy oorwinning. 'n belydenis. 'n oorwinning oor die bose. Christus se heen gaan na die hemel is vir die geeste in die gevangenis, maar ook vir die gereddenes, ons wat dit weet, spreek woordelik van selfsprekend Christus se verklaring van sy oorwinning. Dis vir almal duidelik. Die wat gered is en die wat nie gered is nie, dat Christus is in die hemel. Sommige se gewetens word daaraan verbind en dit sal vir hulle hoop gee. Ander se gewetens steur hulle nie daaraan nie en hulle het nie hoop in die opstanding van Christus nie. Maar dis vanselfsprekend dat sy opvaar uit die doderyk uit vir almal wys, hy is die oorwinnende koning. Hy is die knegt. Daar hoef niks gepraat te word nie, want die daad en die aksie van Christus se heen gaan is alreeds van self 'n preek. Vanaf die doderyk tot in die hemel word gepraat van sy oorwinning. En ons hoor dit vandag. Ons hoor dit as ons vir Petrus lees. Die vraag is, wat maak dit met my? En daarom eindig Paulus met Christus met die woorde, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Dit maak ons geloof en ons hoop soveel meer 'n waarborg. Al is die ware gewetensgebonde gelowiges aan die nuwe verbond min. So spreekwoordelik 8 siele in die ark, is dit gewaarborg. Geliefdes, die woorde in vers 18 is ook vir ons van groot betekenis wat sê, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Dit moet diep spreek tot ons harte. Want hier het ons die genade van God se uitverkiesing ook ter sprake. Ook ons wat na ons gewetens hoop, in hierdie opstanding van ons Here Jesus Christus en ook ons ewige lewe na hierdie aardse swaarkry, het ook nie hierdie gesindheid uit onsself nie. Hierdie geloof vir onsself uitgedink nie. Ons het dit nie uit ons goedheid ontvang nie, maar as arme sondaars ontvang. Vir ons om na ons gewete die hoop in Christus te kan hê, kom nie uit ons vlees nie. Dit kom uit die Gees wat ons lewend gemaak het om dit te kan glo, na ons gewetens. Want die vlees is dood, maar God deur sy Gees maak ons lewendig om te kan hoop. En skenk vir ons gewetens dan ook hierdie verpligting dat ons voor Christus leef elke dag. 'n gewetenswakker wees in my optrede en my gedrag voor Christus. Aangespreek na my gewete,
Daarom my bede, Here, help my om 'n goeie gewete voor U te hou. Dis slegs deur die Gees se geskenk van geloof, dat ons nou op hierdie bose aarde al kan deel hê aan hierdie oorwinning. Die hoop is klaar deur Christus se heengaan en deur sy Gees se werk in ons harte bevestig. Die hoop is klaar vir ons 'n waarborg. Ons weet dit in ons harte as kinders van God. Ons is daarom alreeds ongeag die lyding en die sterwe wat ons nog moet deurmaak, klaar oorwinnaars op grond van Jesus Christus. Want hy wat in die regterhand van God sit, bewaar sy kinders teen dieselfde oordeel wat die res van die wêreld gaan vernietig, maar ons tot die ewigheid gaan red. Selfde watervloed, selfde oordeel. Soos die ark van Noag bewaar is in die vloed. Mag ons almal tog hierdie hoop hê. Amen. Kom ons bid saam. Onse God en Hemelse Vader, ons dank U vir U liefde, U genade, U barmhartigheid, U redding. Dat U kom mens word het vir ons deur die Seun Jesus Christus, gesterf het, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, dat ons hoop mag hê, 'n hoop verby hierdie wêreld, maar Here, laat ons hierdie hoop met ons gewetens leef, nie net met leë woorde, maar met 'n oortuiging. Vergewe ons waar ons menigmale val, waar ons so menigmale die dood van Christus nie sien as die afsny van die sondes nie sien as die vervulling van die skeiding tussen reg en verkeerd nie. Dat ons dit nie kan sien in ons eie harte nie, en steeds soms die kwaad koester. Help vir ons, Here, om liewers met 'n hoop verby dit alles te kyk en ons gewete voor U rein te hou. Ons bid vir ons gemeente, ons bid vir die wat dalk ongesteld is of siek is. Ons bid, Hemelse Vader, dat daar ook dankbaarheid in ons harte sal bly, ten spyte van die ondankbaarheid in hierdie wêreld. Ons bid, Hemelse Vader, dat U ons inderdaad sal bewaar in U die ark. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Geliefdes, dan baie gepas is gesang 391. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Kom ons sing daar vers 1, vers 3 en vers 5 ook as 'n betuiging van ons hoop. Gesang 391 vers 1, 3 en 5. Amen.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.